Goeiemôre en baie welkom hier by Mildersdrift Gemeente se uitsaaidiens. Dis my gebed dat die Here deur sy Heilige Gees by ons elkeen sal teenwoordig wees vanmôre, waar ons dan ook al is en rondom die woord van ons Vader by mekaar kom en dat die Here vir ons sal seën. Kom ons bly net so sit en dan gaan ek vir ons open met 'n gebed en met 'n fotum uit Psalm 5 uit. Ek lees dan Psalm 5 vers 13, wat eintlik 'n gebed is. Laat hulle wat u liefhet juig oor dit wat u vir hulle doen. U gee arms vol geluk vir mense wat u liefhet, Here. U omring hulle met u liefde. Wat 'n wonderlike gebed, wat 'n wonderlike seën om te weet dat die Here vir ons goed is. Dat hy vir ons so goed is, eintlik onuitspreeklik goed. Ons kan dit nie tel nie, ons kan dit nie weeg nie. Ons kan nie eers sê hoeveel seëninge ons van die Here ontvang nie. En hy omring ons met sy liefde. En hy is ook vanmôre hier by ons teenwoordig. Mag ons die teenwoordigheid van God vanmôre beleef. En daarom groet ek julle graag in die naam van ons Vader, wat vir ons baie lief het, God ons Vader. Ek groet julle graag in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus, die Redder. En ek groet julle graag in die naam van die Heilige Gees, ons trooster, die een wat vir ons intree, die een wat in ons woon. Mag ons die teenwoordigheid van God vanmôre so saam vier as sy kinders. Kom ons sing 'n loflied tot eer van ons Here. Ons skrifgedeelte vanmôre kom uit Psalm 5 en ek lees dit graag vir ons. Vir die koorleier met fluitspel, 'n psalm van Dawid. Luister tog na my woorde, Here. Hoor hoe ek sug. Gee tog aandag aan my hulpgeroep, my koning en my God. Want tot U bid ek. U luister na my stem in die môre, Here, in die môre terwyl ek voor U verskyn en op U wag.
U is nie 'n God wat onreg verdra nie. Die kwaad het by U geen plek nie. Hooghartiges durf nie voor U kom nie. U haat almal wat onreg doen. U roei alle leenaars uit. Die Here verafskuw moordenaars en bedrieërs. Maar ek mag deur U groot liefde in die huis ingaan en in die heilige tempel buig met die eerbied wat aan U verskuldig is. Omdat ek vyande het, Here, leer my tog wat reg is en help my om U wil te doen. Niks wat hulle sê is waar nie. Al waarin hulle dink is my ondergang. Hulle vlei my, maar hulle wil my in die graf laat beland. Laat hulle daarvoor boet, o God, laat hulle deur hulle eie planne tot niet gaan. Dryf hulle weg oor hulle baie sondes, want hulle is opstandig teen U. Maar laat almal wat by U skuil bly wees. Laat hulle altyd jubel. U beskerm die wat U naam liefhet en hulle juig oor U. U laat dit goed gaan met die regverdige. Here, U goedheid beskerm hom soos 'n skild. Ons tema is dan ook deel van ons geleesde gedeelte en ons kry dit terug daar in vers 9. Omdat ek vyande het, Here, leer my tog wat reg is en help my om U wil te doen. Here, leer my tog wat reg is en help my om U wil te doen. Julle weet, ons vier natuurlik mos vandag Vadersdag. Die diens gaan nie net vir die vaders nie, is nie net gefokus op hulle wat nou pa geword het nie. Die woord van die Here is vir ons elkeen bedoel. En nie almal het die voorreg om 'n pa te kan word nie. Daar's party wat eenvoudig nie die seën en die voorreg ontvang van die Here om pa te word nie. Maar van een ding is ek baie seker, en dit is dat almal wat vanmôre hier is, 'n pa het, of 'n pa gehad het. Natuurlik is die boodskap vir ons elkeen bedoel, wat uit hierdie gedeelte uitkom met die tema, Here, leer my om U wil te doen. Help my om die regte ding te doen. Vir elke pa is dit seker die wonderlikste dag in hulle lewe, wanneer hulle pa word. Weet, om daai klein bondeltjie mens vas te hou. Weet, daai eerste papa, daai eerste treetjies wat hulle gee, ja, die eerste trane. Wat 'n wonderlike voorreg is dit om pa te kan wees, om pa te kan word. Maar saam met hierdie voorreg kom daar 'n enorme verantwoordelikheid. Weet, om daardie klein mensie groot te maak, sodat hulle 'n goeie groot mens sal kan word. Mense lewe verander. Jou prioriteite verander. Jou prioriteite rondom slaap, rondom jou tyd, rondom jou speelgoed. Ja, jou hele lewe verander. En natuurlik vir ons as kinders van die Here, wat ons kinders ten doop bring, ons kinders laat doop, besef daardie groot verantwoordelikheid nog soveel meer, want ons lê 'n belofte af, dat ons kinders sal groot maak in die weë van die Here, dat ons vir ons kinders sal spore lê, deur ons manier van mens wees, deur die keuses wat ons maak, deur hoe ons lewe, spore sal lê waarop hulle vir God sal ontmoet, waarop hulle vir God sal leer lief kry. Ek dink elke pa, elke ma, elke ouer wil verseker 'n perfekte ouer wees. Met 'n perfekte voorbeeld, wat perfekte spore lê. En ek is in my hart oortuig daarvan dat elke ouer, elke pa graag sy kind wil grootmaak, perfek wil grootmaak. En daarom doen ons baie moeite en belê ons in ons kinders. Want ons wil so graag hê dat hulle die beste sal wees. Maar een ding moet ons baie goed onthou. Ons bly maar gewone mense, feilbare mense, mense wat foute maak. Mense wat gevaarlike keuses maak en wat 'n gevaarlike spoor lê vir ons kinders. Mense wat sonde doen. Partykeer aspres, wetend dit is verkeerd. Ander keer is so half per ongeluk, weet ons het dit nie mooi deurgedink nie, weet toe ons weer kry toe was dit 'n verkeerde keuse of 'n verkeerde spoor wat ons gelê het. Ander kere as gevolg van die druk
Druk op ons van die werk, of van die samelewing, of finansiële druk, of gesondheidsdruk, of maak ons verkeerde keuses, ander kere as gevolg van invloed van mense. Maak ons verkeerde keuses, en lê ons 'n gevaarlike spoor vir ons kinders, want ons is maar gewone mense, ons is nie perfek nie, en ons maak ook nie perfekte kinders groot nie, ons maak maar foute. Maar een ding wat nou nie twee is nie, is dat die keuses wat ons maak, goed of sleg, raak almal rondom ons. Almal wat in ons lewe is, word beïnvloed en geraak deur ons keuses, of het nou 'n goeie keuse was, of 'n slegte keuse was, dit het 'n invloed op hulle lewe. En waar ons dan 'n slegte keuse maak, en 'n verkeerde keuse maak, stel ons eintlik ons kinders in gevaar. Lei ons hulle op 'n gevaarlike spoor. Jy weet, waar 'n kind nog te klein is om self te kan kies, bring ons eintlik 'n oordeel oor onsself as ons verkeerd kies en verkeerd leef. Ek lees daar in Matteus 18 vers 6, dat die Here sê dat as 'n groot mens 'n kind tot 'n val bring, is dit beter om 'n groot klip, weet 'n maalklip waarmee hulle meel gemaal het, mielies gemaal het, om daai klip om sy nek te sit en om in die dieptes van die see te gooi. Elkeen sal moet verantwoording doen vir hulle keuses. Ook waar ons verkeerd gekies het, sal ons moet verantwoording doen voor. Maar as 'n kind groot genoeg is, as 'n kind groot genoeg geword het om te weet wat is reg en verkeerd, om ja of nee te kan sê. Weet, as 'n groot mens kan jy nie sê, dis my ouers se skuld, dis die voorbeeld wat hulle gestel het nie. Jy is verantwoordelik vir jou eie keuse dan. 'n Mens kan nie dan agter die swak keuses van jou ouers gaan skuil nie. Weet, ek lees nogal iets daaroor in Jeremia 31 vers 29. Daar in Jeremia 31 vers 29 staan dit nogal, dat as die vaders groen druiwe eet, dan word die kinders se tande nie stomp nie. Ek weet nie of julle al groen druiwe geëet het nie, of miskien selfs as 'n mens Coca-Cola drink, of Pepsi, of rooiwyn drink, dan word 'n mens se tande mos so skurwerig. Nou jy kan 'n hele sak druiwe opeet, jou kinders se tande gaan nie skurf raak of stomperig raak nie. En daarmee wil die Here vir ons sê dat elkeen is verantwoordelik vir sy eie keuses. Wanneer jy groot genoeg is om self te kan kies, kan jy nie gaan skuil agter ander se swak voorbeeld of slegte keuses nie. Elkeen is verantwoordelik vir sy eie keuse. Natuurlik kan ons kinders help om meer deurdagte en verantwoordelike keuses te neem. Ons kan regtig vir hulle help om te weet wat 'n moontlike uitkoms en 'n slegte uitkoms kan wees vir 'n slegte keuse. En ons kan hulle help deur ons voorbeeld. Die voorbeeld wat ons stel, die manier wat ons leef, en natuurlik wat ons vir hulle leer en wat ons vir hulle sê. Ons kan hulle help om beter keuses te maak deur moontlike uitkomste vir hulle uit te spel. Sê maar hierdie keuse kan uitloop op hierdie ding of op daardie ding, wat vir jou baie nadelig kan wees as mens of as kind van die Here. Maar ons kan nie vir hulle kies nie. Ons kan hulle help, ons kan hulle 'n voorbeeld stel, ons kan vir hulle 'n spoor lê, maar hulle moet self kies. Ek weet van min ouers wat nie vir hulle kinders wil kies nie. Ons wil vir hulle kies. En partykeer kies ons vir hulle. En ek wil amper sê, probeer ons hulle lei of selfs dwing om 'n bepaalde keuse te maak. Maar ons kan nie vir hulle kies nie. Hulle moet self kies. As hulle groot genoeg is, dan moet hulle self kies. En natuurlik verantwoordelikheid aanvaar vir hulle keuses. Soos wat ek en jy as groot mens vir ons keuses moet verantwoordelikheid aanvaar. Ek lees van Dawid, hierdie Dawid wat Psalm 5 geskryf het. Ek lees daar in die Hebreërbrief dat hy skrywe van Dawid as een van die geloofshelde, 'n man na God se hart. Iemand vir wie God baie lief was en iemand wat God baie lief gehad het. Ons weet dat Dawid vir God lief was, maar hy het allemaal slegte keuses gemaak. Keuses wat hom en die volk en die land skade berokken het. Keuses wat vir hom en sy familie
slegte nuus gebring het. Keuses waaroor ek lees, hy wakker gelê het in die nag. Dat hy skryf, hy ry 'n rondrol in die nag oor die keuses wat hy gemaak het. Keuses waarby hy by God kom pleit om vergifnis. 'n Man na God se hart, maar nog steeds net 'n gewone mens wat sonde gedoen het, wat foute gemaak het. Ek lees van sy seun Absalom. Ek wil nie al sy foute, al sy verkeerde keuses ingaan nie, maar hy kies baie sleg. Weet, as 'n groot man kies hy eintlik teen sy pa. Hy bedrieg sy pa. Hy ondergrawe sy pa se koningskap. Eintlik wil hy sy pa se kroon hê. Hy wil self koning wees. En hy sê vir sy pa op 'n stadium, nee, gaan daar na die ander stamhoofde toe gaan wat ons nou weet 'n bietjie ongelukkig is. En ek sal hulle gaan ompraat. Ek sal vir hulle die waarheid gaan vertel sodat hulle weer vir pa as koning kan ondersteun. En pa se koningskap nie sal teëstaan nie. Maar intussen gaan hy en hy maak eintlik vir hom 'n weermag bymekaar, 'n leermag bymekaar, en hy maak hulle op teen sy pa. Soveel so dat hulle optrek teen Dawid. Ons lees daar, ek dink Psalm 3 of 4, lees ek, dat Dawid in die nag moes vlug. Dat die paleiswagte vir hom kom waarsku het en sê, Dawid, jy moet vlug, jou seun is op pad met 'n groot leermag en hulle wil jou doodmaak. En dan lees ek hier in Psalm 5. In Psalm 5 is sy seun op pad. Nadat hy sy pa bedrieg het met die leuen, en dat hy eintlik die stamhoofde wil gaan ooreed om te bly steun as koning. En daarom skryf Dawid hier, dat hy baie vyande het, maar daai vyande is eintlik sy seun. En sy seun is eintlik die een wat die leuns verkoop, wat nie die waarheid praat nie. Sy seun is eintlik die een wat sy dood soek, en trek teen sy pa op, om sy pa dood te maak en sy pa te ontroon. Dawid kon so maklik as koning van die grootste leermag, kon hy sy leer bymekaar gemaak het, en met 'n geveg teen sy kind opgetrek het. Maar wat doen Dawid? Dawid lees, of ons lees in Psalm 5 wat Dawid gedoen het. In die eerste 2 verse staan daar dat Dawid na God toe gaan. Dat Dawid in gebed voor God kom neerkniel. Hy nader tot God en buig voor God. En hy kom met sy sug, met sy weemoed, met sy hartseer, kom hy na die Here toe. En hy kom pleit by die Here daar in vers 9, leer my tog wat reg is. Help my om u wil te doen, terwille van my vyande. Ek lees nogal in Tosius se vertaling, die 1933 vertaling, my Tosius so vertaal, lei my in u geregtigheid, om my vyande se ontwil. Dawid kom bid, Here, nie wat vir my die beste is nie. Help my om keuses te maak, wat die beste sal wees ook vir my kind. Vir hy wat teen my staan, vir hom wat nou eintlik my vyand is. Vir Absalom, wat hom eintlik wil kom doodmaak, kom bid Dawid, Here, help my om die reg te doen, die regte keuse te maak. Here, help my, dat ek so sal kies, dat dit ook tot voordeel van my kind sal wees, dat ek 'n spoor sal lê, waarop my kind nie tot 'n val sal kom nie. Hoe kry Dawid dit reg? Hoe Dawid dit reg gekry om hierdie gebed te kan bid, terwyl hy eintlik in lewensgevaar is? Die antwoord kry ons al daar in vers 1 en 2 en 3. Hy het na die Here toe gegaan. En dan lees ek daar in vers 3, in die môre luister u na my stem, en ek wag op u. Dis hoe Dawid elke dag begin het. Hy het met God begin, in God se teenwoordigheid. Hy het God se aangesig gesoek, hy het voor God kom buig, en van God hulp gevra vir die dag wat voor lê. Elke dag het hy so begin. Dawid skrywe daar, of hy bid in hierdie Psalm, dat hy elke dag op die Here gewag het.
Met ander woorde, dat hy nie net weggevlee het en gaan optree het, hy het gewag. Gewag dat die Here vir hom sal help, en dat die Here hom sal lei om die regte ding te doen. Hy weet dat hy 'n gewone mens is wat foute maak. Hy erken dat hy geneig is om verkeerde keuses te maak, en daarom kom hy na God toe. Kom buig hy voor God, en soek hy God se aangesig, en wag hy op die leiding van God. En dan lees ek daar in vers 9, dat hy na God toe kom, omdat hy, in vers 8 lees ek, dat hy na God toe kom, en het voor God kom buig, al weet hy dat God sonde en onreg haat. Hy sê maar dat hy na God toe kan kom, as 'n sondaar wat geneig is om verkeerd te kies, omdat hy weet, dat God 'n genadige God is, en God is van liefde. Dat God 'n liefdevolle God is, en dat Dawid met eerbied voor God kom neerbuig. Hy weet dat God vir hom lief het, en dat God vir hom sal help. Hy weet, hy mag nie oordeel nie, daar in vers 4. Hy weet dat hy nie mag oordeel nie. En daarom sê hy dat hy die oordeel aan God oorlaat. Ek lees daar in vers 8, dat Dawid sê, Here, oordeel u vir Absalom. Jotusius vertaal dit so, die oordeel kom u toe, verklaar u hulle skuldig, verklaar u hom skuldig. Ek laat dit aan u oor. Hy verklaar nie sy kind self skuldig nie. Hy sê, laat God die oordeel laat val, nie hy nie. En dan natuurlik in vers 9, die tema, Here, leer my wat reg is. Kom wys vir my wat reg is, help my dat ek die regte ding sal doen, sodat ek nie my kind tot 'n val sal bring nie. Lei my om u wil te doen, Here, help my. Wat wil die Here vanmôre vir my en vir jou kom leer, rondom die keuses wat ons maak? Wat wil die Here vir ons kom leer, hoe ons keuses moet hanteer? Ek dink die eerste ding wat die Here vir ons wil leer, is natuurlik dat as jy groot genoeg is elkeen verantwoordelik vir sy keuse. Jy moet self kies, en dis jy wat kies. Ons kan nie agter ander mense gaan wegkruip, wat vir ons 'n verkeerde spoor gelei het, of verkeerde raad gegee het nie. Elkeen kies self. As die groot mense groen druiwe eet, word die kinders se tande nie stomp nie. Elkeen is verantwoordelik vir sy eie keuse. En die Here kom sê vanmôre vir my en vir jou, dat as jy dit ernstig bedoel met God, as jy ernstig is oor jou verhouding met God, as jy lief is vir jou kinders, moet jy sorg dat jy verantwoordelike keuses maak. En jy sal dit alleen kan maak as jy elke dag met God begin. As jy elke dag soos Dawid die teenwoordigheid van God opsoek en op God wag. Nie wegvlee en keuses maak nie, maar wag op die Here om vir jou te help en te lei in dit wat God se wil is, en dit wat reg is in God se oë. Ek dink die Here kom help ons hier deur Psalm 5, deur vir ons te herinner, maar ons is swak. Ons is gewone swak mense, geneig tot sonde, geneig tot verkeerde keuses, dat ons nie perfek is nie, en dat ons kinders nie perfek is nie, dat die lewe nie perfek is nie. Natuurlik dat ons ook sal onthou dat God vir ons lief het, dat ons altyd welkom is by God. Ons weet nog soveel meer as Dawid, dat God 'n God van liefde is, 'n God wat genadig is, 'n God wat goed is. Sy seun, Jesus Christus, het vir al ons sondes gesterwe. Ons sonderekening is skoon gewas in die bloed van die lam. En daarom kan ons na God toe gaan met sekerheid dat hy vir ons nie sal wegwys nie, dat hy ons in liefde sal beheer en sal antwoord. Ek dink die Here wil vir my en jou kom leer, Psalm 5, dat ons by hom sal kom pleit, om vir ons te help, en ons vandag te leer, en elke dag te leer, wat reg is in sy oë. Ons weet partykeer, en ons dink partykeer wat reg is, maar net God weet wat reg is, net God weet wat 'n keuse is, tot die beste voordeel sal wees, van die koninkryk van God, en daarom moet ons op God wag. Ons moet bid dat die Here ons sal bewaar, dat ons keuses sal maak, wat ander tot 'n val kan bring. Ons is dalk sterk, maar almal is nie so sterk nie, en dat
ons keuse sal maak wat ander nie tot 'n val sal bring en 'n struik sal laat val nie. Ek dink wat die Here vir ons wil kom leer uit Psalm 5 is dat ons nie ander mense sal weeg die hele tyd nie, dat ons nie ons kinders sal weeg die hele tyd en sal oordeel nie. Dat ons die Here sal vra, Here help my, dat ek nie my kinders, en my familie, en my werksmense, en my vriende, en mense wat my lewenspad sal kruis, ewig geluk sal weeg en te lig sal bevind nie. Dat ons nie sal weeg nie, maar dat ons die weegwerk vir God sal los. Miskien sommer so van die kant af, paar kant aantekeninge. Ek dink wat ek hoor in hierdie gedeelte is, my kind moet by my hoor, en dat ek God aanbid. Hy moet my, of sy moet my hoor bid. Hy moet, my kinders en my familie en mense moet my hoor bid. Here, ek weet nie hoe vorentoe nie. Here, ek weet nie wat is reg nie. Hulle moet by my hoor, dat ek my skuld bely. Hulle moet hoor dat ek afhanklik is van God en op God wag. Miskien in besonder dan vir die Paas vandag, dat my kind my sal hoor hardop bid. En dat ek soos 'n kind na God toe sal gaan, wat nie die regte pad ken nie, en die regte antwoorde weet nie. Ek dink ons moet so leef dat ons kinders sal hoor van hoekom ons bepaalde keuses maak. Weet, ons maak baie keer keuses en hulle weet nie hoekom nie. Dat ons hulle sal leer van die hoekom. Dat ons kies hierdie ding want dit is wat God se wil is. Dit is wat God vir ons leer in sy woord. Ons kies hierdie ding, of ons sê vir hierdie ding nee, want God sê daarvoor nee. Of dat ek by God gaan vra het, en dat die lig wat God my laat skyn deur sy woord en deur sy gees, het my hierdie besluit laat neem. En dat ons regtig keuses sal maak, wat nie net tot ons eie voordeel is nie. Dat ons as groot mense, besonder dan ons as paas, ons as kinders van die Here, keuses sal maak wat nie net tot ons eie voordeel is nie. Ons moet regtig die Here vra om ons te help dat ons kinders by ons sal hoor. Dat ons na God opkyk. En dat ons God vra om vir ons te rig en te lei in die keuses wat ons maak. En laat jou kinders by jou hoor, dat kinders van God vra hom wat is reg en verkeerd. En ek dink dan die wonderlikste trooswoord wat die Here vir ons in Psalm 5 en vers 13 wil kom gee, 12 en 13 wil kom gee is, en dat as ons toevlug tot die Here neem, as ons regtig voor hom kom buig en na hom kyk as die een wat vir ons, wat koning is, die een is wat vir ons help in ons keuses, wat ons help om die regte keuse te maak, dat sy wil in ons lewe geld, dat die Here vir ons kom verseker in sy woord, dat hy sal ons beskerm, en hy sal ons lei, en ons sal kan jubel en juig, en al die goedheid en guns, wat ons uit die hand van die Here ontvang. Mag die Here vir ons elkeen help, mag die Here vir ons elkeen as sy kind help, om keuses te maak, wat ons hemelse Vader bly maak, en tot voordeel is, van mense wat ons lewenspad kruis. Mag die Here dit so in my en jou lewe wil. Amen. Here hemelse Vader, ek kom sê dankie vir die woord. Ek kom sê dankie vir Dawid, 'n geloofsreus, een van die geloofshelde in die woord. Iemand wat vir u baie lief was en iemand wat u baie lief gehad het. Maar wat steeds nog 'n gewone mens was, wat foute gemaak het. Wat nie perfek was nie, wie se kinders nie perfek was nie. Maar wat by u voete kom sit het en by u kom pleit het, vir hulp en vir raad. Ons wil regtig kom bid vanmôre vir elke leier, vir elke leier in 'n gesin of in 'n verhouding. Elkeen wat moet voorloop op 'n manier, dat hulle by u sal kom sit, by u sal kom kniel. En u sê dat u hulle nie teleurgestel sal laat wegstap en dat u hulle nie verniet sal laat wag
op u woord nie, dat u hulle sal antwoord. Ja, Here, kom help ons om keuses te maak wat u hart bly maak. Dankie vir u liefde, dankie dat ons altyd by u welkom is. Dankie vir die vergifnis en vir die goedheid en vir u guns. Ons is so lief vir u. In die naam van Jesus. Amen. Kom ons sluit af met 'n loflied. Dan kyk gerus na die afkondiginge wat aangehaak is aan hierdie preek. As daar enige navraag is, die nommers is daar, jy kan gerus skakel vir die kerkkantoor of een van die leraars. Hulle sal graag vir u help. Ek sluit graag vir ons af deur die seën van die Here uit te spreek. Die Here kom beloof vir ons in sy woord. Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Ek sal my aangesig oor jou laat skyn, met ander woorde, ek sal vir jou kyk, ek sal altyd naby wees, en ek sal vir jou rig, en ek sal vir jou help. Die Here sê vir my en vir jou, gaan dan in hierdie dag in, met die sekerheid dat ek voor jou uitgaan, om vir jou die pad duidelik te maak. Wees verseker dat ek langs jou loop, om jou te onderskraag, dat ek agter jou is om jou te beskerm, en dat ek binne in jou is, om jou te seën. Dankie Vader, dankie Heilige Gees, dankie Jesus Christus, dat U so met ons is. Amen.